vers 6 oor die woord van die Here. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Ons fokusgedeelte is dan vers 1 en vers 2. Skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Die tema van ons boodskap, God gee deur sy seun aan ons die ware lewe. Let op sy waarskuwing en leef tot sy verheerliking. God gee deur sy seun aan ons die ware lewe. Let op sy waarskuwing en leef tot sy verheerliking. Hierdie Sondag is die naaste Sondag voor die Reformatiedag, en ons dink in hierdie week in die besonder ook aan die groot genade wat die Here ons gegee het deur die Reformatie. En dit is dan juis om terug te keer na die skrif, al die verskeie gebruike en gewoontes wat die kerk ingevoer het, is gemeet op grond van die skrif, en die reformatore het kritiek uitgelewer teen hierdie valse lering en valse dinge. En die reformatie het nie plaasgevind omdat iemand 'n goeie idee gehad het en iets nuuts uitgedink het nie, maar is die ou waarhede van die apostels, wat ook gesien kan word in die leer van kerkvaders, soos onder andere Augustinus, en ook in die reformasietyd is die invloed begin deur ons belydenisskrifte, die 3 formuliere, om dan ook vir ons tot herinnering te wees. En so hierdie wekroep wat die Here gee, die wekker wat die Here laat afgaan in die ore van die wat slaap, het hy deur die eeue laat afgaan, deur sy woord, deur die krag van sy gees, deur predikers, en so dis sekere hoogtepunte wat ons in die kerkgeskiedenis kan sien, soos ek gesê het in die tyd van Augustinus en in die tydperk van die reformatie. En nou het ons daardie verskeie belydenisskrifte, die apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van Nicea en Athanasius, en dan uit die reformatie, die 3 formuliere. En so ons kyk na die leer wat die reformatore vir ons gegee het, en dit is om juis te fokus op die skrif, en om te sien dat redding nie uit onsself kom nie, maar 'n absolute genade van God is. En daarom loop ook die leer van die uitverkiesing hand aan hand met die leer van genade alleen. Want wanneer God genade gee hy dit soos hy wil, wanneer hy wil, vir wie hy wil. Die klei kan nie vir die pottebakker sê, waarom het u my so gemaak nie? En daarom het die Romeinse kerk dan veral te velde getrek in die tyd van Martin Luther en Calvin, omdat hulle dit as so 'n belangrike punt gestel het.
Nou wanneer ons na die skrif kyk, en ons kyk veral na hierdie gedeelte, en soos ek verlede week vir u gesê het, vir die wat nie hier was nie, ons het gekyk in die besonder na die laaste gedeelte van die meeste van hierdie briewe, wat dan handel oor die waarskuwing wat Christus gee, en dan wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En ons het gesien hoe met die verlede week, hoe dit omruil, waar dit eers die gedeelte was om na die waarskuwing van die Here te luister, dan die wat 'n oor het om te hoor, dat hulle sal hoor, en dan word daar die woorde omgeruil om te wys dat genade is dit wat ons laat volhard, en nie as ons volhard, sal ons genade ontvang nie. Ons kan doen wat God sê, omdat hy ons begenadig het. Dis nie omdat ons doen wat God sê, dat hy ons begenadig nie. Dis twee wêrelde uit mekaar uit. En nou kyk ons na die waarskuwing van wat ons in die gemeente Sardes sien, en ons kan dadelik tot die gevolgtrekking kom, hierdie is 'n gemeente wat nie in hulle spoor getrap het nie, en daarom het die Here hierdie strenge waarskuwing aan hulle gegee. Maar ons sal sien dat dit juis omdat mense nie God vertrou nie, maar eerder op hulle self vertrou, dat hulle nie kan doen wat God beveel nie. En so daarom kyk ons na hierdie gedeelte, en ons sal diegene wat uit 'n remonstrantse of 'n rooms-katholieke of selfs 'n Grieks-ortodokse agtergrond kyk en sê, wanneer ons na hierdie voorbeeld kyk en ons sien 'n waarskuwing soos hierdie, beter ons sokkies optrek en harder probeer. Maar wat ek vir u gaan wys is dat die reformatie beginsel bly staan, dat dit geloof in God is, geloof in die offer van sy seun, alleen wat kan maak dat ons in dankbaarheid leef teenoor God, in ware gehoorsaamheid. Reg, so kom ons gaan kyk na die brief, weer eens aan die engel van die gemeente, Angelos, die boodskapper, die leraar van die gemeente, wat dan die boodskap dan akkuraat, helder en duidelik aan die gemeente moet oordra. En dit sê hy wat die 7 geeste van God het. Nou ons het al in hoofstuk 1 gekyk, hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Nou die 7 geeste, daardeur sê ons nie, ons sê dit is die werk van die Heilige Gees, maar daardeur sê ons nie, daar is 7 geeste nie, maar dat die 7 verskillende werkinge van God, wat hy dan doen, maar ook vergelyk hy dit met die oë van die Here, Openbaring 5 vers 6, en ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. En so, ons het in hoofstuk 1 gesê, dat die skrif leer vir ons, die nabyheid, die profesie van die nabyheid van die Heilige Gees in die werking van die Messias, is 'n kenteken dat Christus is die Messias. Ons lees byvoorbeeld in die profeet Jesaja, want daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en van verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. So hier is hierdie 7 verskillende komponente, hierdie verskillende werkinge, dat die Heilige Gees is die gees wat van die Here uitgestuur word, soos ons ook in ons belydenisskrifte, in ons belydenisskrifte van Athanasius en Nicea sê, dat hy word uitgestuur deur die Vader en deur die Seun, die gees van die Here, die gees van wysheid, die gees van verstand, die gees van raad, die gees van sterkte, die gees van kennis, die gees van die vrees van die Here. Hierdie
sal op die Messias wees. Was dit 'n kenmerk van Christus se lewe en sy bediening? Absoluut, want terwyl hy dan gedoop is, kom die Heilige Gees in die gedaante van 'n duif en bly op hom. So niemand kan wegredeneer dat die Heilige Gees op die Messias, dis die kenteken. Christus word dan deur die Heilige Gees vervul en in sy lied. Dit beteken nie dat voor die Heilige Gees op hom neergedaal het, was die mens Christus sonder die Heilige Gees nie. Maar het dit duidelik gemaak aan elkeen wat hom sien, want sy bediening as die Messias, terwyl hy sy hele lewe lang gelei het, en die besonder gelei het, tydens die bediening nadat hy 30 geword het, en hy dan na sy doop in die wildernis ingegaan het en deur die duiwel versoek is, het hy die hele land deurgegaan om goed te doen, en hy het mense wat deur duiwels geplaag is en siek was, het hy genees, en sodoende sien ons die werking van die Heilige Gees, van die geboorte van Christus, van sy verwekking, wat ons bely in ons belydenisse, dat daar lewe gewek is in die Maagd Maria, deur die Heilige Gees, en so deur sy hele lewe, maar in die besonder kom wys God sy guns, deur sy seun, deur die Heilige Gees op hom te laat neerdal. Nou is die mense getuies van hierdie een is die een op wie die Gees van die Here kom rus. Nou is daar geen verskonings dat hy nie die Messias is nie. Almal weet dit. God het dit kom wys dat hy die Messias is. En nou deurdat hy die werke van genesing, die wonderwerke kom doen het, moes die mense tot die punt gedwing word om te erken dat hy die Messias is. En hulle kyk daarna en hulle kyk na die genesings en hulle sê, dit wat hy doen hy deur die krag van die bose. Hy doen dit deur die krag van die duiwel. En Christus sê, as julle laster teen my, as julle laster teen die Vader, kan dit vergewe word. Maar wanneer julle laster teen die Heilige Gees, deur te sê dat my werke is werke van die bose, die krag wat in hom werk, naamlik die Heilige Gees se werk is uit die boosheid, sê Christus, daardie sonde kan nie vergewe word nie. En sodoende is die Jode, die Judaiseerders gedwing om te staan voor die realiteit dat hierdie is die Messias wat deur die krag van die Heilige Gees gekom het, en toe hulle op daardie punt gebring is, weier om dit te erken en sê, dis van die duiwel. Die onlosmaakbaarheid van die werking van die Messias en die krag van die Heilige Gees, die persoon van die Heilige Gees, die onlosmaakbare eenheid van hulle wese, en dit duidelik in sy werke, maak dat ons weet dat hy die Messias is, en die Jode was veronderstel, die Judaiseerders was veronderstel om dit te sien, maar hulle het geweier, terwyl die duidelike bewyse voor hulle oë was. En sodoende die nabyheid van die werk van die Heilige Gees, en daardeur weet ons, dit is vir ons voor die hand liggend, dat die werking van die Vader deur sy Gees in die Messias Christus bely ook die nabyheid van sy wese met die Vader. Ek en die Vader is een, en sodoende sien ons die Vader, die Seun en die Heilige Gees, 3 persone, een wese, 3 persone werk, en ons sien daar die absolute nabyheid van die 3 persone in hierdie een wese. En daarom onlosmaakbaar die Heilige Gees en die werking van die Vader, maar hulle sien die werking van die Heilige Gees. En so die oë van die Messias, die oë van die lam, die 7 oë van die lam, is die 7 geeste van God. So ons sien dit in Jesus se bediening, maar nadat hy gesterf het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, die gawe van die Heilige Gees ontvang het, omdat hy versoening bewerk het, nie vir homself gehou het nie, maar die Heilige Gees uitgestort het vir ons, sien ons selfs in die hiernamaals die onskeibaarheid, want ons praat van die drie eenheid is onderskeibaar, maar nie skeibaar nie.
Die oë van die Messias is die 7 geeste van God. En hierdie 7 oë kan kyk met genade of met oordeel. Sagaria 4 vers 10. Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie 7, die oë van die Here wat die ganse aarde deurloop, met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Zerubabel. Met blydskap die skietloot aanskou in die hand van Zerubabel. Dadelik as ons dink aan oë wat op ons gerig is, dan raak ons bang, want ons is sondaars. Maar hier leer dit vir ons die 7 oë van die Here, kyk met welgevalle op die skietloot in die hand van Zerubabel. Wat beteken dit? Dit beteken, Zerubabel is gestuur na die ballingskap om die volk te neem, hulle na Jerusalem te bring, die tempel te herbou, die stad te herbou, die mure te herstel, en so begin Zerubabel dan met sy werk, en die skietloot is in sy hand, die tempel word herbou, die herinnering aan die Messias word onder die volk weer tuisgebring. Want wat is die simbool van die tempel? Die hele boek Hebreërs wys vir ons dat Christus is die vervulling van die tempel. En nou begin bou hy dit. En hierdie simbool keer terug onder die volk, want Nebukadneser is geen ander keuse gelaat as nadat hy vir 'n tydperk van omtrent 10 jaar genade betoon het aan Israel deur nie hulle tempel te vernietig nie, het hulle aangehou ongehoorsaam wees, en Jeremia het hulle gewaarsku binne in die stad, en hy het hulle gewaarsku, hulle wou nie luister nie, en Nebukadneser het ingekom en hy het die stad vernietig, die tempel vernietig, verskoon tog. En daarom moet die tempel opgebou word. Nou begin die tempel opgerig word, die 7 oë van die Here aanskou dit met welgevalle, maar ons sien dat die ouer garde wat die vroeëre tempel van Salomo, of dit wat nog oorgebly het aan die vroeë tempel van Salomo, voordat hy vernietig is, het so geoea oor die vorige tempel, dat die skrif sê toe hulle nou die tempel ingewy het, toe huil die ouer manne, die ouer mense, omdat hulle sê, hierdie lyk soos niks in ons oë nie, die jong mense is soos, en hulle ken niks anders en niks beter nie, hulle is net bly daar's 'n tempel, en hulle juig, en jy kon nie die onderskeid tref tussen die geluid van gehuil en die geluid van vreugde nie. En dis eintlik weer 'n weergalming van wat gebeur het in die wildernis, waar die 7 oë van die Here ook op sy volk was, waar die ouer garde gerebelleer het, en die jong generasie beloof is, julle sal die beloofde land sal julle ingaan, maar ek sweer by myself, sê die Here, hierdie ouer generasie sal nie ingaan nie, behalwe Joshua en Caleb. En sodoende sien ons dan die vreugde waarmee die Here kyk na Christus, die simbool van Christus in die tempel, en dan is daar hierdie weersin onder die volk van die Here, wat kom en in rebellie is, en nou weer eens sien ons nie net in die wildernis nie, ons sien dit ook daar, maar die Here kyk met welgevalle, kyk hy na die skietloot in die hand van Zerubabel, want dit verwys na Christus wat die tempel is, en sodoende ook behoort dit vir ons 'n vreugde te wees. Maar soos ons sal sien in hierdie gedeelte, dat terwyl God met welbehaag kyk op sy seun, die Heilige Gees se werk gerig is om te getuig van Jesus in die mond van die apostels, in die mond van die geroepenis van God, is daar diegene wat hulle eenvoudig nie steur nie. Nou die Here sê nie net, hy wat die 7 geeste het nie, maar ook die 7 sterre. En wie is die sterre? Die sterre is die 7 engele van die gemeentes, die 7 boodskappers. En ons weet dat God se werking van sy gees stuur hy uit en hy onttrek dit soos hy wil. Hy bewys barmhartigheid aan wie hy wil en hy verhard wie hy wil. En hy gee sy leraars en hy onttrek sy leraars. En dit is hoe ons dit in die Ou Testament ook sien, dat wanneer die volk
dan ongehoorsaam is, sien ons die afplatting van hulle wat die waarheid verkondig, raak al minder en al minder en al minder, maar ons sien die valse profete raak al meer en al meer en al meer. En sodoende is die belofte van die Here aan sy volk in die Ou Testament, dat ek stuur 'n honger en 'n dors, ek stuur 'n droogte, nie van water nie, maar van my woord. Dis deel van die oordeel van die Here. En hy onttrek sy leraars. Dis in sy hand, hy gee dit of hy neem dit weg. En ek dink as ons kyk na die kerk in Suid-Afrika, verwys nie na 'n spesifieke denominasie nie, maar as ons kyk na die teologiese landskap in Suid-Afrika, en ek kan onthou 30 jaar terug, dan sit jy die radio aan op 'n Sondag aand, het hulle oor teologiese kwessies gepraat, groot onsin wat daar gepraat is deur die aanbieders daarvan, maar soms het hulle behoudende leraars gekry om te praat, en dan was daar 'n debat op die radio aan die gang op daai Sondagaande, en dan het 'n mens jy was so verlig geweest, want jy het nou, sê nou maar 2 of 3 van die vorige episodes geluister, en daar was liberale teoloog wat net eenvoudig kon sê wat hulle wou sê, en ewe skielik figureer daar 'n behoudende leraar en vertel vir die paneel baie duidelik wat God se woord sê, en 'n mens is skoon verlig daaraan. En een na die ander, mense het hulle gevolg, en een na die ander sterf hulle af, en daar kom nie nuus in hulle plek nie. Inteendeel, mense word uitgedruk uit kerke uit, leraars word vervolg, en dit raak al minder, en dit raak al minder, en sekere kerkdenominasies doen eenvoudig net wat hulle wil. Die sterre is in die hand van die Here. Hy stuur dit uit soos hy wil. Hy weerhou sy seën as dit hom behaag, sy seëninge. En in hierdie geval is 'n groot waarskuwing van die gemeente aan die gemeente Sardes. Wat is die probleem van Sardes? Want onthou, dis die 7 geeste van God, dis die 7 oë van die lam. Hy kyk en hy wil met welbehaag kyk na die Messias, maar wanneer die Messias uitgedruk word, uitgeskei word, dan kyk hy nie meer met welbehaag nie, maar hy kyk met oordeel, wanneer sy seun uitgedruk word, uitgeskei word. Wat sien die 7 oë? Terwyl ons sien, het ons gesê, ons kyk en beoordeel. God kyk en beoordeel. Hy het gesien wat hy gemaak het op die eerste dag, op die tweede dag, op die derde dag, al 6 dae van sy skepping, en hy het gekyk en gesien dat dit goed is, hy het geoordeel. Wat sien die 7 oë van die Messias? Wat sien die 7 oë van die lam? Wat oordeel die 7 geeste van God? Wat oordeel die Heilige Gees? Wat is aan die gebeur? Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Jy het die naam dat jy lewe, maar jy is dood. Watter verskriklike woorde om te hoor. Die vraag is, broers en susters, as die Here hier instap, en hy sou vir ons sê, dis alles goed en wel, julle kom hier Sondag by mekaar, predikant staan aan die kansel, en hy preek, julle het die naam dat julle lewe, maar julle is dood. Dis iets verskriklik om te hoor. En dan kan ons allerhande verskoningetjies hê, maar die oë van die Here is op ons. Hy wil met welbehaag na ons kyk. Hy kyk met welbehaag na sy werk, na die werk van sy Gees. Maar wanneer sy Gees se werking weerstaan word, is dit baie duidelik, iets is verkeerd. Daar's nie 'n hart om hom te volg nie. Daar is nie 'n oor om te hoor wat die Gees aan die gemeentes sê nie. Daar's iets fout. Daar's nie lewe nie. Dis wat die fout is. Daar is nie lewe nie.
En dis die ding wat ek en jy nie kan sien nie. Jy kan dit nie in my lewe sien nie, ek kan dit nie in jou lewe sien nie. Ons kan getuig, ons kan bely, ons kan mekaar 'n rad voor die oë draai, ek kan sê ek is so opgewonde oor Christus en sy versoening ensovoorts. Maar dit kan beteken dat ek 'n absolute huigelaar is. Dis absoluut nie waar in my lewe nie. Ek gee nie om daarvoor nie. Dis net 'n werk. Ek moet nou maar net voorberei, ek moet nou maar net die inligting oordra. Jy as lidmaat kan hier sit, ek kan dit nie sien nie, jy kan sê wel, ek is van kleins af so groot gemaak, ek moet hier wees, as ek by die huis kom en my pa of my ma bel my en hulle sou sê, het jy kerk toe gegaan, dan moet ek daarom ten minste antwoord, ek was daar, want hulle druk wat hulle op my uitoefen, of ouers teenoor hulle kinders teenoor hulle ouers, of hoe dit ook al sy, ek moet 'n goeie voetjie voorhou, vrees vir die verdoemenis en 'n liefde vir myself kan ek hierdie goeders uitdoen, terwyl ek nie lewe nie. Net God kan sien of ons lewe en of ons nie lewe nie. Net God kan sien of ons werklik in hom is. En nou volg die versterking en ons gaan daarop voortbou. Wees wakker en versterk die wat oorbly, want op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. En dis waar die mens in sy vleeslikheid sal sê, ons het nie hard genoeg probeer nie. Kom ons probeer volgende keer harder. En wat is die werk van God? Ek het jou werke nie volkome voor God. Wat is die werk van God? Christus het dit vir ons gesê, Johannes 6 vers 28, toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo, wat hy gestuur het. Dat julle in hom glo, wat hy gestuur het. Ons word gestroop van onsself, ons eie meriete, ons eie energie, ons eie wilskrag, ons eie determinasie. Dit is alleen God wat aan ons die lewe kan gee. En hy gee geloof as 'n gawe, en deur die geloof word ons dan lewend gemaak. En nou kan ons lewe. Nou het die dooie doodsbeendere opgestaan en nou wil ons lewe. Ons het ore ontvang, nou wil ons hoor. Ons het hande gekry, nou wil ons doen. So wat is in 'n groot mate die probleem wanneer gemeentes nie doen wat God sê nie? Daar's 'n geweldige gebrek aan die evangelie. Daar's 'n geweldige gebrek om mense se fokus en se aandag te bring op die lam wat geslag is ter wille van ons, want alleen deur hom is daar vir ons krag tot gehoorsaamheid. Krag tot 'n dankbaarheidslewe. Daar is baie determinasie by verskeie kultiese groepe. Kyk hoe gedetermineerd is byvoorbeeld die groeperinge van die Jehova getuies ensovoorts wat hulle voor jou hek kom staan en hulle kom praat en alles. Gebore uit pligpleging. Want as ek nie dit doen nie, sal ek nie die ewige lewe beerwe volgens hulle lering nie. Vir ons vloei dit uit 'n hart van dankbaarheid, omdat God alleen, sonder verdienste van ons kant af, genade gegee het. En die reformatore het dit beklemtoon, die hervormers het dit beklemtoon. Dit is wat kort gekom het in die 16de eeu, en dis wat kort kom vandag. Christus en sy versoening. Want Christus het gesê, voorwaar sonder my kan julle niks doen nie. Dis slegs deur 'n lewe in vertroue in wat God deur sy seun, deur die krag van sy gees gedoen het, in vertroue, in geloofsvertroue in hom, dat daar gehoorsaamheid kan wees. Maar dit is soos ons ook in hierdie week gesien het deur die oordeenking van die Dordtse leerreëls.
Ons as gelowiges is nog nie volmaak gemaak nie. Daarom beteken dit nie dat wanneer Christus sê, ek het na jou werke gekyk en dit nie volkome gevind nie, dat ek is teleurgesteld in julle omdat julle nog nie volmaak is nie. Dis nie wat hy sê nie, want ons is nie volmaak gemaak nie. As ons sê dat ons nie sonde het nie, dan maak ons God tot 'n leienaar. Wat vir ons sê, daar bly nog sonde oor. En ons het nodig om voortdurend ons sonde teenoor die Here te bely. Dis nie wat hy sê nie. Die werke volkome is om alleen op Christus te vertrou en jou eie geregtigheid te laat vaar. Want daaruit word gehoorsaamheid gebore wat God behaag. Gehoorsaamheid alleen word gebore deur wat God doen en 'n hart wat oorvloei in dankbaarheid. Hoe stel hulle dit reg? Hoe stel hulle dit reg? Vers 3. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het en bewaar dit en bekeer jou. Jy sien hier die probleem gekom. Die lering het verkeerd gegaan. Die lering het skeef gegaan. Onthou hoe jy dit ontvang het, want hulle is nie besig om dit te ontvang soos hulle dit ontvang het nie. Of het sy deur doofheid of deur die leraar wat dit nie aan hulle verkondig nie. Het word nie vir ons gespesifiseer nie. Of dit kan beide wees. Of die een of die ander of beide. Ons weet nie, maar wat ons verseker weet, die Here weet en hy sê hy sal dit uitsorteer. So die hygelaar begeer om al verder en verder weg te beweeg van die waarheid, terwyl die ware gelowige begeer om nader en nader en nader aan die waarheid te kom, om gereinig te word, om gesuiwer te word, om helderder te kan sien, om meer getrou te wees. Soos ons dit ontvang het van die apostels, soos ons dit ontvang het van getroue kerkvaders, soos ons dit ontvang het van die reformatore en die belydenisskrifte wat ons uit die reformatie kry, dis die wekker wat vir ons afgaan en ons waarsku om helder en duidelik, al drie ons belydenisskrifte, fokus op Christus en alleen op Christus. Wat sal gebeur as hulle nie luister nie? Dan sê die Here, as julle nie wakker word nie, sal ek op julle afkom soos 'n dief en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. So dis die waarskuwing wat Sardes ontvang van die Here af. Ek sal op jou afkom, 'n tyd wat jy dit nie weet nie. En dan oorval daardie oordeel hulle. Terwyl ons uit die psalmes uit lees, dat goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En die oorspronklike woord van vervolg is dan, kan ook die woord agtervolg wees. Die goedheid van die Here jou agtervolg. Maar die wat in vyandskap met God is soos iemand wat 'n skaduwee het, wat hom agtervolg en wat gereed staan om te oordeel. Dis die waarskuwing aan die gemeente Sardes. En hulle beter dan gehoor gee. Calvin het gesê dat die ongehoorsaames en die goddelose skrik vir die val van die geritsel van 'n vallende blaar. Mense weet as hulle voor God verkeerd doen, as hulle in ongeloof teenoor God leef, en hulle vrees die dag van oordeel. En die Here maak dit ook duidelik, dat nie almal in hierdie gemeente Sardes hoef te vrees nie, want daar is die wat hulle kleed nie besoedel het nie en in rein klere wandel. Waarom is hulle in rein klere? Want, wat is die kleed waarmee ons beklee is? Is die geregtigheid van Christus. Dis die geregtigheid van Christus. Sagaria 3 vers 1 tot 4 beskryf vir ons hoe Joshua, die hoëpriester, voor God verskyn het met vuil klere en die Here gesê het, trek daar die vuil klere uit en trek vir hom skoon klere aan. God beklee hom met geregtigheid wat nie sy eie is nie. Die duiwel wou nog aankla en toe het hy geen aanklag wat hy teen Joshua kon maak nie.
So hoe word ons skoon? Hoe word ons rein? Ons leef in vertroue in Jesus Christus. En wanneer die hart dan gevul is met dankbaarheid teenoor die Here, vloei dit oor in lering wat akkuraat en reg is, en dit vloei oor in gehoorsaamheid aan die Here in dankbaarheid. Dit is die enigste oplossing wat ons het. Ons word nie gered op grond van ons eie geregtigheid nie, op grond van sy genade, en hy lei ons in die volle waarheid. As ons slaap, moet ons wakker gemaak word. En in die koshuis was ek leier, en dan moes jy mense gaan wakker maak, omdat hulle nie wil opstaan nie. En party mense is pleinweg net ongeskik as jy hulle wil wakker maak, en hulle dan nou nie wil luister nie. En die maklikste ding is wag vir die onderwyser wat aan diens is, en hy kom sorteer dit. En so ons het nodig om die waarskuwing te gee, maar as iemand nie wakker gemaak word nie luister nie, sê die Here, hy sal inkom. Hy is die een wat nasies, kerke oordeel, maar hy oordeel ook individue. Want hy sal nie die goddelose en die regverdige saam ombring nie, soos wat ons sien in die geval van Noag. Die Here het hom en sy gesin en die diere op die ark gespaar en die goddelose is uitgewis. Daarna sien ons hoe die Here vir Lot waarsku en sê, vlug na die berge, terwyl hy dan Sodom en Gomorra en die stede rondom vernietig het. Sodoende die Here het sy volk gered uit Egipte land uit en hulle deur die Rooi See laat trek en die Rooi See laat toemaak op die Egiptenaars. En so kom die Here en hy sê, as mense nie wil wakker word nie, die waarskuwing, hy sal ingryp in individue se lewens. En so daarom, kind van God, ons kyk na die gemeente Sardes en ons sê vir onsself, ons wil nie in daardie posisie wees van hulle wat so 'n geweldige waarskuwing ontvang het nie. In daardie geval moet ons bly by die leer aangaande redding uit genade in Christus alleen, soos hy deur sy woord alleen vir ons dit beskryf. Hy skenk geloof as 'n gawe aan ons, nie as verdienste nie. En daardeur lewe ons en is ons dankbaar en vloei dit uit in 'n lewe van gehoorsaamheid aan hom. 'n Lewe van nadere en nadere gehoorsaamheid. Ons sal weet as ons hygelaars is, as ons altyd begeer om al verder en verder en verder weg van die waarheid te wees, soos selfs ook God se volk in die wildernis was. Hulle die heeltyd begeer wat God nie vir hulle wou gee nie. Hulle die verkeerde dinge begeer. Hulle het gemurmureer. En sodoende het die Here dan daardie generasie van ongelowiges geoordeel. En die kinders oor wie hulle bekommerd was, het in die beloofde land ingegaan. So maak die Here duidelike onderskeid. Hy self oordeel. Hy kyk. Daarom moet ons alleen op Christus vertrou en nie op jou eie insigte nie. Nie na jouself luister nie. Nie om die kerk in te rig volgens wat jou bose begeertes is nie, maar ooreenkomstig dit wat God in sy woord vir ons opgeteken het. Al nader en nader aan die waarheid. En ons het die waarskuwing. Daar is mense wat hierdie voorbeeld en hierdie paadjie al gewandel het, hierdie waarskuwing verontagsaam het en deur God geoordeel is. Die wrakke van kerke en gemeenskappe wat ongehoorsaam is legio in ons eie land. Deure toegemaak en Ikabod geskryf, omdat mense nie op Christus en op Christus alleen wil vertrou nie. En ons wil inderdaad nie in daardie paadjie stap nie. Daarom moet ons let op die waarskuwing. Moenie probeer om God te beïndruk deur jouself en deur jou eie idees nie. Dis eerder 'n besoedeling. Maar erken dat jy Christus nodig het.
Christus se versoening alleen. En dan in 'n lewe, nie net 'n godsdiens, nie net 'n dooie belydenis nie, maar in 'n lewe, 'n werklike lewe van gehoorsaamheid aan hom, wat vloei uit daardie hart van dankbaarheid wat hy geskep het. Dan wandel ons en God kyk met welbehae na ons, omdat hy die lewe van sy seun in ons sien. Kind van God, weg met eie vertroue, alleen in vertroue op God, deur sy seun, deur die krag van sy gees. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dankie dat U ons beklee het met die wit klere, die suiwer en rein en vlekkelose, smetlose kleed van Christus, hy wat geen sonde geken het nie, wat sonde gemaak is vir ons, wat sy kleed van geregtigheid aan ons gegee het, sodat die duiwel dan nou geen veroordeling het nie, geen rede vir ons veroordeel is nie, maar dat ons vrygemaak is in U groot versoening. Ons dank U, Here, dat hierdie is voorwaar goeie nuus. Hierdie is voorwaar 'n boodskap wat ons hart bly maak. En help ons om te volhard in die leer van Christus. Help ons om die druk van die wêreld en die druk van sekere kerke en kerkdenominasies en geestelike leiers, om dat die wêreld gelykvormig te word, om te fokus op hulle self. Help ons om van daardie versoeking af weg te vlug en te bly in dit wat ons geleer het. Help ons om al nader en nader aan die waarheid te kom. Help ons, Here, dat ons 'n lewe leef wat welbehaaglik is voor U aangesig. Ons kan sonder U niks doen nie, en daarom kom pleit ons by U. Here, ons het U nodig. Gee helderheid van verstand, gee verligting van oë, gee gehoor in ons ore, sodat ons kan hoor, en dat ons hierdie wonderlike wete het, dat volharding is iets wat U ook in ons sal werk, en dat ons voor U sal verskyn, saam met die bruid in hierdie kleed, spierwit kleed, die werke van Christus wat U aan die kerk gegee het. En so dank ons U, Here, dat ons in hierdie week kan wandel. Ons bid, Here, dit nie net vir onsself nie, ons bid dit vir ons dorp, ons omgewing, ons stad, ons provinsie, ons land, verskeie kerkdenominasies. Ons bid dat die waarheid van hierdie woord weer reformatie sal bewerkstellig en verandering sal bewerk, wat welbehaaglik voor U aangesig is. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit U genade, in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te